Nou hartlik goeiemôre in die huis van die Here aan elkeen op die heerlike koel môre. Dit is 'n voorreg om vanmôre saam met u hier te wees. En ek sien van die mense sit so daar by die ruitte, so al langs die ruitte af, lekker in die son. Soos dassies, julle moet die hitte geniet, stuur bietjie hier na ons kant toe. Nou ja, kom ons sit net so terwyl ons maak ons harte stil en ons bid die Here dat hy sy woord vanmôre in ons harte sal kom seën. Ons wonderlike God en Hemelvader, dit is so 'n wonderlike voorreg om ook vanmôre tot u genade troon te mag nader in die naam van u Seun, ons Hoëpriester, Verlosser Jesus Christus, ons Here. U is die eerste en die laaste, die Alfa en die Omega, die blinkmôre ster. Daar is niemand soos u nie. O Here, ons wil u naam kom verheerlik vanmôre. Ons wil u kom verhoog vanmôre, want u alleen is waardig al ons lof, al ons eer. Baie dankie vir hierdie wonderlike nuwe lewensdag wat u by ons lewens gevoeg het, dat ons vanmôre kon opstaan en dat ons die onderlinge byeenkomste die tyd kan uitkoop om vanmôre saam met ander kinders van God so by mekaar te kan kom, om in u heilige teenwoordigheid te mag verkeer. Here, ek weet, dit is so 'n wonderlike geleentheid, want u het 'n baie besondere manier wat u met u kinders ontmoet, as hulle so by mekaar kom in die huis. En ons is dankbaar vir hierdie geleentheid. Kom openbaar u self opnuut vanmôre aan ons deur die kosbare werking van God die Heilige Gees. En kom breek die woord vir ons oop. Ag, kom bevestig maar net ou waarhede weer opnuut in ons harte. Kom vul ons harte met dankbaarheid, met dit wat u vir ons doen en elke dag nog steeds doen. En dit wat ons u vertrou as u vertoef om te kom om nog steeds vir ons vooruit te trek en te doen elke dag, totdat u vir ons gaan kom haal op die wolke. Here, baie dankie vir hierdie voorreg. Kom seën ons nou in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Nou vriende, ek nooi jou om die woord van die Here oop te maak in Handelinge. Ons lees uit Handelinge hoofstuk 1 vanmôre. Handelinge hoofstuk 1. Die boek wat die apostel Lukas vir ons geskrywe het. En ons gaan dan 'n bietjie praat vanmôre dan in besonder oor hoofstuk 1 rondom die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. Nou ons weet donderdag was hemelvaart op die kalender. Nou baie kalenders in ons nuwe moderne wêreld is daar nie meer plek vir die geestelike vakansiedae of plek nie, dis nou maar net normale dae. En wat vir my baie jammer is, en ek dink dis een van die redes hoekom die land en die wêreld so uitmekaar uitval, want daar word nie meer eer gegee aan God en aan die besondere dae van die Here nie. Maar daarom gebruik ek dan vanmôre wat ons dan ook die voorreg het om as gemeente aan die nagmaaltafel aan te sit, om ook eer aan die Here te bring vir dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis en dat hy opgevaar het en ek wil amper sê die stempel van God van genade op sy hele proses van die kruisiging, sy opstanding en sy hemelvaart, dan praat ons dan oor vanmôre. Ons lees saam vanaf vers 1 van hoofstuk 1. Die eerste verhaaltitel is: het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, hy hulle bevele gegee het om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê: Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig?
En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle. Wat sê? Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem, van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatsreis. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bo vertrek, waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus, die seun van Alfeus, en Simon die ywerhaar en Judas, die seun van Jakobus. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Tot sover die woord van die Here. Vers 9 sê, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. O, wat 'n wonderlike gebeurtenis moes dit nie vir hulle gewees het nie. Die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. Maar ek dink daar was seker ook maar baie vrae in hulle harte. Die eerste vraag wat natuurlik in my hart opkom, Here, hoekom moet jy dan nou weg? Weet, hulle het nou 3 jaar saam met, na die Here Jesus hulle uitgekies het, 3 jaar saam met die Here Jesus gewandel, en in hierdie 3 jaar die Here Jesus Christus hulle opgelei en toegerus om die evangelie en die boodskap te verkondig en onder die volke, tale en nasies te kon uitbeweeg om sy kosbare werk te doen, want hy het in die begin reeds al vir hulle gesê, kom agter my aan, want ek gaan julle vissers van mense maak. Dit was sy prioriteit, om hulle toe te rus en te skool in die woord vir daai 3 jaar, en hulle voor te berei dan vir sy kruisiging, waarom dit moes plaasvind, om die verlossing van sonde te bewerkstellig, om die mag van sonde te breek, om weer met God verenig te kon word as Vader, deur vergifnis te kry, deur die bloed van ons Here Jesus, regverdig verklaar te kan word op grond van die bloed van die lam alleen, en dan die wonderwerk van wedergeboorte natuurlik, waar God deur sy Heilige Gees in die harte van sy kinders kom woon en met hulle sal wees tot in ewigheid, tot hy weer kom. En hier kom beloof hy juis dat hy moet gaan. Op verskeie kere het hy hulle voorberei dat hy sou gaan, en hulle het vrae gevra en hulle was ontstel. En hy het vir hulle gesê, maar dit is voordeliger dat hy moet gaan, sodat die trooster moet kom. Ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. Maar ons sien hierdie gedeelte, na sy opstanding en die dood, het hy dan nog 40 dae met hulle vertoef. En met 40 dae het hy aan almal verskyn, hulle het saam met hom geëet, hulle het hom gevat, hier aan hulle, en op stadium sê oor die 500 broers gelyktydig, het hy aan verskyn en met hulle gekommunikeer en met hulle gepraat oor die dinge van die Here. So sy opstanding en die dood het nie in die geheim plaas gevind nie. Dit was in die openbaar. Honderde, ek wil op 'n waag sê, duisende mense was daarvan bewus en het hom gesien en weer met hom ontmoeting gehad. Sy eie moeder en ook sy broers, wat my wonderlik is, hierso sy moeder is hier by in die bokamer. Sy het nie ophou om die Here te volhard om te aanbid nie. Sy was daar, sy moeder. En wat my wonderlik is, staan daar, en sy broers. Verwys dit na sy familie, want dit op 'n stadium sit sy eie broers, het met hom gespot gedryf, né? Gedink hy homself beter. Maar selfs sy broers, sy familie, het waarlik tot bekering gekom en besef, dat hulle broer is die Messias, die Here Jesus Christus. En ek dink dit moet wonderlik gewees het, om dit te kan ervaar.
So ons gaan kyk, waarom moes die Here Jesus Christus sy hemelvaart plaasvind? Want dit is die vraag, kon hy nie maar agtergebly het nie? Ek meen, as ek menslik gesproke daar dink, sou dit nie lekker gewees het ons vandag die voorreg gehad het om fisies nog saam die Here Jesus te kon lewe, miskien op te gaan daar na Jerusalem toe en met die Here Jesus daar 'n fisiese ontmoeting te kon hê. Maar ek dink ons het 'n baie groter voorreg deur die hemelvaart en dan die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster, dat ons nie hoef op te trek een keer 'n jaar of daarna 'n plek toe hoef te gaan duisende kilometers ver om met Jesus te ontmoet nie. Ons het die voorreg om elke oomblik van die dag, maak nie saak waar ons is nie, kan ons in gebed in die teenwoordigheid van God kom deur die kosbare naam van ons Here Jesus. En dit is by verreweg die beste. En daarom sê ons dan in die eerste plek, Hebreërs 9, wil ek graag vir u lees, waarom het die Here Jesus Christus nie gebly nie? Want Christus het nie ingegaan, sê die woord, in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. So sê Hebreërs 9 vers 24, verwys hy terug na die tempelbediening. Een keer 'n jaar die Allerhoogste en die hoëpriester en die Allerheiligste inbeweeg, een keer 'n jaar daar inbeweeg, deur die bloed van bokke en stiere, nie van sy eie nie, om daar vir die volk te bid, vir die vergifnis van sonde en die seën van die Here oor die volk te bid. En nou sê hy hier, dis nie meer hierdie fisiese gebou, maar in die heerlikheid. Die gebou hier op aarde, jou tempel, is maar 'n teebeeld van wat waarlik daar die hemelse heerlikheid, daar in God se tempel waar die Here self sit. Hy gaan nou daarin, waar hy aan die regterhand van God die Almagtige gaan sit, waar hy as ons hoëpriester, elke oomblik vir die dag, elke oomblik, elke sekonde, kan hy daar vir u en vir my gaan intree, om daar vir ons te gaan staan, vir ons woorde, ons dade, vergifnis vir ons te bewerk. Hy sê, wie is dit wat oordeel? Romeine 8 vers 34. Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is. Wat ook, hoor mooi, aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Al twee die verse praat baie spesifiek van die woorde, om vir ons in te tree. Om vir ons, om in jou en my plek, voor God die Vader te mag staan. Vriende, ek wonder of ons elke dag daai voorreg regtig kan bedink. Het ons waarlik met ons menslike verstande, begryp ons waarlik wat hier gebeur? Die voorreg wat ek as 'n nietige mens, ek wil amper sê 'n stowwerm op hierdie aarde, die voorreg wat u en ek as 'n weergebore kind het, om te kan weet op hierdie oomblik, is ons Here Jesus Christus, my God, my verlosser, om in die heerlikheid van die hemel, vir God die Vader vir my in te tree. Vir God te sê, Here, dink aan my kind. Ja, hy het miskien gefouteer. Ja, hy het miskien 'n sonde gepleeg, vergewe hom. Here, hy het u nodig. Daar's probleme, daar is stryd, daar's siekte. Daar's oorwinning om te verkry, dinge wat nodig is. Ek kom bid vir my kind. Ek kom bid vir hulle, wat u my gegee het, deur die kosbare bloed van die kruis. Daar staan en hy ken elkeen van u en my naam. Hy ken Chris se naam. Ja, Johnny, hy ken ons, Johan. Hy ken my naam, hy ken my, en hy noem my naam voor God die Almagtige. Vriend, dit is 'n bietjie, ek weet nie, my menslike verstand begin 'n bietjie rondjaag, om waarlik die grootheid hiervan waarlik te bedink. Maar dis die voorreg wat ons het. Om te weet, daar as ek in my binnekamer gaan, daar in my kamer, en ek gaan op my knieë, en ek begin bid, in die naam van ons Here Jesus tot God, dat hy my gebede vat. Ja, hy ken my hart. Dit te gaan noem, daarvoor God ons Vader. Vriend, dis
Dis groot dinge hierdie. Dis groot dinge hierdie. Dis wonderbaarlike dinge. Ek het regtig eintlik, ek staan hier so en ek sukkel om myself te verwoord. Om die wonderlikheid daarvan, die wonderbaarlikheid daarvan, regtig in menslike tale aan u te kommunikeer. Maar ek dink, u het 'n begrip wat ek probeer sê. Om te weet, dis hoekom hy moes gaan. Nie omdat hy ons wou gelos het nie. Maar hy wou daar, aan die regterhand van God gaan sit. Om daar vir my, vir jou, te gaan bid, te gaan intree. God se aangesig te gaan soek. O, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Ons is so maklik om te sê, die Here gee nie vir my om nie. Onthou maar net dan dit. Is alles om jou swart lyk en alles om jou lyk of dit uitmekaar uitval en jy verstaan nie alles nie. En alles maak nie vir jou sin nie. Dink net hieraan. Want hy is nie 'n God wat sal lieg nie. Hy's 'n God van waarheid. En as die woord verklaar en hy self sê, ek is daar om vir julle in te tree. Vir God te staan, vir jou my kind, kan jy dit weet, kan jy dit glo. Alles is baie keer moeilik, en ons lewe in moeilike omstandighede. Hy is daar, om vir ons in te tree. 'n ander waarheid wat ek graag aan u wil voorhou, lees ons daar, in Johannes 16, vers 7, maar ek sê julle die waarheid, ek het nou so 'n bietjie daarna verwys in die begin, in die inleiding. Want onthou, hulle het met baie vrae gesit. Hy het hulle so lank begin voorberei dat hy moes teruggaan. En verseker, was daar baie disippels wat in opstand gekom het. As ek nou maar net dink aan my eie hart, dis goed tog. As die Here Jesus nou gekom het en ek het hom by my, en hier sterf aan die kruis, en deur die genade, hier staan hy die doodheid op. O, wonderlik, ons het hom teruggekry in die doodheid. Ek is weer met, ek kan hom vat, ek kan saam met hom wandel. Ja, ek sal hom nie belos nie. Weet nie van julle nie. As ek die disippels was en ek sal hom nie belos. Ek dink net aan sy ma, aan sy familie. Ek sal hom nie belos nie. Ek onthou amper die dae toe ons nog Ami toe gegaan het, as jy vir pashuis toe gegaan het. Weet jy, as jy weer met na die eerste pas van 7 dae, net John op 7 dae pas gekry, die eerste pas dink ek, na so op 3-4 maande. En as jy nou weer moet teruggaan, jong jou ma wil jou los. Daar is lang trane gehuis in daai huis gehuil. As jy nou weer op die trein moet klim en jy moet terug bos toe gaan, dan word daar gehuil. Hulle wil jou nie laat gaan nie. Mamma hou vas aan Boetie. Nou kan ek myself net indink. Wat 'n geween is. Hulle hou vas aan die Here. Hulle is verstaanbaar. Hulle het God in hulle midde. Hulle sien sy heerlikheid. Hulle ervaar sy kosbare woorde, sy wonderwerke, sy liefde. Hulle wil verseker hom nie laat gaan nie. En nou sê hy met hierdie woorde, wat deur hy vir hulle verduidelik in vers 7 van Johannes 16. Dit is vir julle voordeliger dat ek gaan. En jy weet, woorde is baie keer, ons hoor dit, maar dit is baie keer moeilik om dit sommer net te aanvaar ook. Maar dit is voordeliger dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Van wie praat hy? Die trooster verwys dit na die Heilige Gees van God. Sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek kom na julle stuur. Jy sien, dis een van die redes hoekom die Here Jesus moes opvaar. Om daar in die raadsaal voor God te gaan bid en te gaan pleit om die Heilige Gees te kon stuur. Hy sê dit hier. Sal ek hom na julle stuur. Dis hoekom hy moes hemel toe gaan. Sodat hy die Heilige Gees kon stuur na die wêreld. Sodat die Heilige Gees, die trooster, die Parakletos word hy ook genoem, die een wat langs ons staan. Sodat hy nie net in ons sal woon nie, maar by ons sal wees. Wat ons verseël, dis wat die voorreg wat die Ou Testamentiese heiliges nie gehad het nie. Hulle het in 'n dispensasie gelewe, die Ou Testamentiese bedeling. Ons lewe nou in die Nuwe Testamentiese bedeling. En ons bedeling word die genade dispensasie genoem. En waar kry hierdie dispensasie sy naam? Die genade dispensasie. Daar's 'n rede. Die Ou Testamentiese heiliges het nie die inwoning van die Heilige Gees gehad nie. Hulle het die vaardigwording van die Heilige Gees gehad. En hulle die onttrekking van die Heilige Gees gehad.
Hulle het in baie moeilike omstandighede geleef. As hulle volgens God se woord gelewe, pad met God gestap het, dan het die Gees van God oor hulle vaardig geraak en 'n pad met hulle gestap, maar as hulle so gesondig het of die pad buiste geraak het, dan die Heilige Gees van hulle onttrek. Nou as dit mense dit in, ek wil amper sê moderne taal en Nuwe Testamentiese taal wil sê, wat sou gebeur as die Heilige Gees van daai persoon onttrek en hy sou sterf? Ek dink julle ken die antwoord. Maar jy en ek as gevolg van die genadedispensasie, deur God wat die Trooster gestuur het, wat nie net by ons is nie, maar in ons kom woon en ons verseël tot kindskap. En ja, ons kan weer sondig, want ons is nie sondeloos volmaak nie. Ja, ons kan weer fouteer, maar daar is nie onttrekking van die Heilige Gees. Hy woon, maar ja, ons kan die Heilige Gees bedroef. En ons kan die werking van die Heilige Gees in my blus. Want God se Gees werk nie deur sonde nie. En dit bedroef sy hart. Maar ons verloor nie die verseëling nie. Johannes 10 vers 28 en 29 onder andere praat daar, Jesus dat niemand ons uit sy hand sal rukkie, en die Vader is groter as hy, niemand ons uit die hand van God die Vader sal ruk nie. Maar hy het hom vir ons gestuur, tot ons voordeel. So ons as weergebore kinders, in die Nuwe Testamentiese bedeling, na die hemelvaart en dan die uitstorting van die Heilige Gees, wat ons later die jaar meer oor gaan praat, het ons hierdie wonderlike voorreg, dat die Trooster, die Heilige Gees hier in ons harte woon. Dit is hy, die God, die Heilige Gees, wat in ons harte werk, die oortuiging van sonde en ongeregtigheid en oordeel. Hy lei ons in die spore van geregtigheid, sodat hy ons kan help, en sodat hy ons kan bemagtig. Daar wat ek en jy baie kere nie in onsself, baie keer die wil het, die krag het, die instaatstelling het, en baie keer die lus het, kom ons wees eerlik, om die regte pad te stap, is die Heilige Gees van God daar, om op 'n bonatuurlike manier my te dring, my te beweeg, om die regte dinge te praat, die regte dinge te doen, met die regte dinge betrokke te wees. God met ons. En dis hoekom hy moes hemel toe gaan, dat ons in hierdie bevoorregte posisie kan wees, dat die Heilige Gees in my woon, en ons kan elke dag, nie net tot God, deur Jesus, tot God in die hemel kan bid nie, maar kan die Heilige Gees van God, wat in my woon, tot hom bid, en sê, Here, gee my die krag, gee my die instaatstelling, om te kan wees, wat U wil hê ek moet wees. Dis die Heilige Gees wat my verander, om dag vir dag meer na Jesus te lyk. Handelinge 2 vers 33 om bevestig al dinge. Hy sê, nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. En verwys na die Pinkster wat sou gebeur. Ja, Jesus moet gaan, so die Heilige Gees kon uitstort op alle vlees wat hom aangeneem het, sodat hy waarlik 'n daadwerklike verskil in sy kinders kan kom woon en hulle kom bekragtig. Ons het gelees die baie bekende Handelinge 1 vers 8 ook, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees van God oor julle kom en julle sal, daar staan nie miskien nie, maar wanneer julle luister, julle sal my getuies word in Jerusalem en Judea en die hele Samaria tot aan die uithoeke van die wêreld. Dis hoe kragtig die Gees van God is. Die vraag is u vanmôre as kind van God, is u onder beheer van die Heilige Gees? Want vriende, is een ding, die Heilige Gees van God in my hart woon en in beheer van my lewe wees, maar is 'n ander ding of ek oorgegewe is. Om deur gebed oor te gee aan die Gees van God, om te sê, Here, doen in my lewe dit wat nodig is. Ons sing so baie maklik, ek dink so baie van die ou halleluja liedere goed is, sing ons, doen slegs U wil, Heer, U wil met my, hierdie pot wakker met my die klei. Ons sing baie liedere, maar ek dink nie ons verstaan en begryp baie keer waarlik wat ons sing nie. Dat ons deur daai woorde en deur daai liedere God toestemming gee om deur die Gees in my lewe in te gryp. Om dinge wat te verwyder, dinge wat nie hoort nie weg te neem, en dinge in plek te sit wat daar moet wees, sodat ek 'n bruikbare instrument in sy hand kan wees. In daai proses wat God aan my werk, is nie altyd aangenaam.
Dis soos die snoeier van die wingerdstok wat die Here Jesus na verwys. Ek het nou 'n ruk die vorige dae om daar in Vredendal te bly tussen die wingerde. Jong, dis 'n pragtige sig. Daai groen bosse wingerde met die druiwe trosse. Dit is 'n wonderlike ding. En as die vrugte klaar gelewer is, dan as dit so in die winter gaan, dan kom die snoeiers. Weet jy, dan sny hulle party van daai wingerde. Mense, ek wil vir julle sê, aksies tog, jy kan amper nie dink, julle knip daai arme winker daar net so 'n stokkie bly staan. Dat jy in jou hart voel, jy wat nou onkundig is rondom die snoeiproses van 'n wingerdstok. Dat jy na daai ding kyk en sê, wat het daai mense gedoen? Hulle het daai wingerd in sy kanon gesnoei, wat gaan gebeur met die arme plant? Daar's dan niks van die arme ding oor nie. Maar jy sien, hulle weet wat die beste is. Hulle weet waar om te snoei. En dan, op 'n ou wat nie weet nie, op die oog lyk dit verskriklik. En jy dink, wat het hierdie mense met hierdie plant gedoen? Hierdie arme plant is tot niet, is hulle, wat gaan met hulle aan? Maar is nodig. Want dan begin daai wingerd volgende jaar weer groei. En omdat hy reg gesnoei is, groei hy beter as die vorige jaar. En hy dra beter vrug. En nou sê die Here Jesus, dis hoekom hy die gelykenis van die wingerdstok wys. Die Vader en die landbouer. En hoe hy ook snoei in ons. En daai snoeiproses is nie altyd lekker nie. Wanneer hy wegsny dit wat nie meer daar hoort nie, hoekom sny hy weg wat nie hoort nie? Sodat ons beter vrug kan dra. En so is die Heilige Gees, wil ek met alle respek sê, ek dink altyd dat die Heilige Gees, ek weet nie of dit reg of korrek is nie, maar vir my, as persoon, voel vir my is die een wat snoei in ons lewe. Die een wat in my lewe kom, en hy kom snoei. En baie keer is daai snoei nie lekker nie. Maar, dis die beste, want God weet die beste, sodat ek weer die beste kan uitblom en groei, en die beste vrug dra. En wat is die werk? Baie mense dink, wat is die vrug? Baie mense dink die vrug is werke, goeie werke. Nee, vriende, die vrug is nie werke nie. Die vrug is Jesus. Om Jesus Christus te dra. Ja, dan kom daar werke. Maar daai sap wat deur die lood, ons het daai lood, daai sap wat deurvloei, kom van Jesus af. Dis om Jesus te dra. Is om Jesus te wees in hierdie wêreld vir 'n verlore gaande mensdom. Om vrug te dra, en dis die werk van die Heilige Gees, om ons te verander, om te wees soos Jesus. Ons sing hy liedjie ook, te wees soos Jesus, te wees soos hy. Weet ons wat ons sing? Bedoel ons wat ons sing? Of sing ons maar net lekker saam? Maar weet dit, God snoei, sodat ons sy beste wingerdstok kan wees. In die voorlaaste plek, lees ek vir julle daar uit Johannes 14 vers 2. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. Ek gaan om vir julle plek te berei. Wat 'n belofte. Ek gaan. Dit is nie net doelloos nie. Daar's baie dinge ons nog gepraat daaroor. Ons in te tree, Heilige Gees nie, maar hy gaan om ons plek te berei. Hoe daai plek is, weet ons nie. Terwyl hy daar in die paradys is nie. Onthou net, alle mense wat in Christus gesterf het, gaan na die paradys wat in die derde hemel is. Ou Testamenties voor Lukas 16 plaasgevind het, was dit in die onderdele van die aarde. Daarna sien jy al die verwysing na die paradys, verwys hy na die derde hemel, daar waar die paradys is. Nou wat se behuising daar is en hoe dit daar is, ek weet nie. Ek maak 'n aanname as ek nou kyk hoe die paradys was in Adam en Eva se tyd, was daar nie fisiese geboue nie. Want ek wil weet nie, hulle het tussen die plante en die diere gelewe, die aarde was volmaak. Daar was nie oud, koud en sulke dinge, absoluut vermaak tussen die diere gelewe, geëet van die veld en die vrugte. Nou ek weet nie, die Bybel sê nie vir ons hoe die paradys nou in die derde hemel is nie. Maar iets sê vir my, waar gaan om vir my plek te berei? Verwys dit na 'n fisiese plek daar in die paradys, waar ons dan wonend sal wees, as kinders van God, as ons dan nou sal sterwe, en dan wat voor ons gaan, of verwys hy meer? Na Openbaring 21,
na die nuwe stad Jerusalem wat hy besig is om voor te berei vir daar aan die einde. Onthou die nuwe stad Jerusalem is definitief nie die plek waar die mense nou al gaan bly in die paradys, want die Here Jesus sê, die 7 jaar van verdrukking moet eers plaasvind, die slag van Armageddon, en dan van daar 1000 jaar van vrede op die aarde plaas. Maar dan die finale oordeel. En dan word die wêreld deur vuur heen gesuiwer en God skep 'n nuwe aarde, 'n nuwe hemel. Hy sê daar is nie 'n see op daai nuwe aarde en hemel nie. En dan sal uit die hemel die stad Jerusalem neerdal. En dan sal alle kinders van Adam en Eva tot daai tyd, alle kinders van God sal dan in daai nuwe stad Jerusalem gaan bly. Dit verstaan ek. Maar ek is eerlik, as ek sê, want ek het dit nog nie raak gelees nie, miskien is ek maar bietjie dom, presies hoe die paradyse woning is nie, maar ek weet, hy sê hy maak vir ons woning. Ek persoonlik dink hy verwys na die stad Jerusalem, vers 21, want ek dink daar is vir ons plek nou in die paradys. Hoe dit is, weet ek nie. Al wat ek weet, dis te wonderbaarlik vir 'n menslike verstand om dit te bedink. Dis net te wonderbaar om dit ooit te bedink, maar daar's vir jou en my plek. Na hierdie lewe in die dood, maar daar's verseker vir jou en my 'n wonderlike plek aan die einde van daag, die stad Jerusalem. Gaan lees maar 'n bietjie daar, Openbaring 21, sal maar so 'n bietjie verwysings daarna. God gaan om plek te berei vir sy kinders. Ons sê, my kind, ek los jou nie agter nie. Daar's nie vir jou plek by my nie. Ek maak vir jou plek by my. Sampar as ons sê, weet jy, by my sal jy altyd welkom wees. Daar's altyd plek vir jou. En dit gee vir my moed, hier in hierdie lewe. Want vriende, in my eie lewe, dinge maar al gekom en gegaan, stryd en beproewing en hartseer en pyn, kind aan die dood afgestaan, al die dinge gebeur met ons. En dan baie keer kom hierdie troos in my hart. Daar is 'n plek wat my God vir my berei. En miskien is dit nou nie, nou moet ek miskien nog op hierdie aarde wees, en God het nog 'n doel met my, God het nog 'n plan met my. En in daai doel en daai plan is daar baie keer hartseer, is daar baie keer pyn, is daar baie keer dinge wat nie lekker is nie. Verseker moet ons eerlik mekaar wees, daar's baie dinge wat ons nie verstaan nie. Want ons wil ten dele verstaan en ken, sê die woord, maar eendag daar in die heerlikheid sal ons alles verstaan en ken en weet. Maar een ding wat ek wel weet, wat ek kan vashou, my Jesus sit aan die regterhand van God, en ek weet uit die woord, hy is besig om vir my, vir Johan, vir jou, is hy besig om 'n plekkie te maak. Daar's 'n plekkie vir my, in die hemel by my God. Dit gee my rus, dit gee my vrede. Dis baie keer die enigste ding wat 'n mens baie keer aan vashou, né? As alles om jy mekaar uitval, en dink jy, o Here, hoeveel van julle het al gesê, ag Here, vir die man nie maar kom haal nie. Laat ek kan weet waar jy is. Is dit nie so nie? Ek sien die koppe skud, ja. As jy nog nie so gevoel het, jy weet ek nie, dan verstaan ek nie. Dan gaan het met jou seker net voor jy. Maar ek het al baie tyd in my lewe gesê, ag Here, wil jy nie maar kom nie. Wil jy nie maar kom en ons kom haal nie. Sodat ons kan wees op daardie plek wat jy vir ons voorberei. Want ek weet, dit sal by verre weg die beste wees. Maar ek weet ook dit. En dit is nie altyd lekker om dit in jouself te erken en te bely nie. Ons is nog hier, want God het nog 'n plan, God het nog 'n doel met jou en my lewe. Dis hoekom ons nog hier is. Die rede hoekom jy nog nie in die hemel is, het sy deur die dood of deur die wederkoms van die Here is, God het nog 'n plan, God het nog 'n doel met jou lewe. Iets wat hy wil bereik. En is daai bereik iets slegs of iets goeds? Dis iets goeds. Dis iets tot eer van sy naam. Maar weet dit, troos jouself daarby. Terwyl ons deur hierdie aarde gaan, daal sy stryd en ontberings. En met die snoeiproses van die Heilige Gees in ons lewens, daar is 'n plek vir jou, daar is 'n plek vir my. Ek wil afsluit met Handelinge 1 vers 11. Die belofte, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, hoor mooi,
sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Die belofte van die wederkoms. Vriende, wat 'n wonderlike bemoediging moes dit nie vir hulle gewees het daar op die Olyfberg. Wat verseker baie vrae gehad het, verseker baie dinge nog nie heeltemal verstaan het nie, en later deur studie en praat met mekaar, en om terug te dink oor wat hy hulle geleer het, en dinge vir hulle in plek geval het om waarlik te kon verstaan, deur die inset van die Heilige Gees, dinge vir hulle sin gemaak het, om dit te gaan verkondig. Maar 'n belofte om te weet, my Jesus gaan kom om my te kom haal. Die wederkoms van die Here Jesus Christus. Nou ja, die wederkoms van die Here Jesus Christus in verskillende fases. Ek dink nou maar net in fase 1, dis 'n tweede wederkoms van die Here in 2 fases. Die eerste fase is deur die wegraping van die Here Jesus waar hy net sy kinders kom haal, net op die wolk. Hy kom nie tot op die aarde sê nie. Jy kan dit gaan lees daar in 1 Korintiërs 15 vanaf vers 51 tot 58. Kry jy die gedeelte wat hy spesifiek daarna verwys. Wanneer hy nie op fisies weer terugkom tot op die Olyfberg, maar dat hy kom, wanneer die laaste basuin sal klank, sê die woord. En hy roep, kom op hierheen, sal ons wat in die lewe is, weggeruk word, deur Jesus tegemoet in die lug, maar dan verklaar hy sê, maar ons sal hulle wat al reeds in die graf is, nie vooraan wees nie. Want hulle is mos nou al reeds by Jesus in die paradys, né? Maar hulle kom saam. En saam sal ons verheerlik word om by Jesus vir ewig te wees. Hy kom haal ons deur die eerste fase, die wegraping of die wegrukking, soos hy sê. Kom haal hy sy weergebore kinders, hoekom? Een rede is om ons daai 7 jaar van verdrukking onder die beheer van die anti-kris, waar alle mense wat dan God nog steeds wil aanneem, gedood sal word, gemartel sal word, die merk van die dier, daar's baie dinge wat oor praat. Ek sal op 'n stadium as die Here vertoef om te kom, sal ek so 'n bietjie praat en preek bietjie oor die wederkoms van die Here. In al hierdie fasette. Maar hierdie eerste faset, hy kom weer. Ons het iets om na uit te sien, in 'n oomblik en 'n oogwink. Nou daar's verskeie films wat al uitgekom het, The Rapture, né? Jy het al gesien, waar jy sien die mense ry so in die kar, en die volgende oomblik is die kar leeg en al die botsing en die vliegtye val. Dit is chaos in die wêreld. Nou vriende, dis 'n realiteit. Ek praat nou van baie, ek dink so al vir 20 jaar terug al, dat British Airways, dit is wetgewing by hulle, ek weet nie, ander liglede so, dat die cockpit crew nie mag bestaan net uit weergebore Christene. Want, wel, baie van hulle nie wil glo in God nie, en baie nie wil glo in die wegraping nie. Net so ingeval, dit gebeur, moet daar dan nog iemand wees wat die vliegtuig kan vlieg. Dit is eintlik lagwekkend, né? Wil nie glo in God nie, maar ons wil net so goeders in plek sit, net so vir ingeval. En dis 'n realiteit. En dis my hartseer baie keer dat die ongeredde wêreld besig is om reg te maak vir die wederkoms van die Here, maar dat baie kere kinders van die Here doelloos en nutteloos lewe. En dat hulle nie besig is om hulle lewens in te rig vir die wederkoms van die Here nie. Waarmee gaan die Here Jesus vir jou en vir my besig vind, my liewe broer en suster, as daai oomblik aanbreek? In daai oomblik, daai oogwink, wanneer die vingerklap ons weggeruk sal word om tegemoet, is ons reg om God te ontmoet? Is my lewe op standaard? Is ek besig met die dinge wat God wil hê ek moet mee besig wees? Is ek besig om toe te laat dat die Heilige Gees van God, wat hy op my lewe uitgestort het, besig om die Gees van God toe te laat om my te verander, om meer soos Jesus te wees, om my te bekragtig, om 'n getuie vir hom te wees? Ons het nou in die verlede al gepraat oor die 5 krone wat 'n kind van God kan ontvang, as beloning vir hierdie uitlewe van jou as kind van God se lewe. Gaan jy 'n kroon ontvang, of gaan jy met leë hande staan voor jou God en Verlosser? Is jy besig om reg te maak? Is jy besig om reg te lewe? Want vriende, dit kan vandag wees. Dit kan miskien vandag wees, dat die Here kom. Is ons reg om ons God te ontmoet?
om voor die bema te gaan staan. Want dis die eerste ding wat plaasvind na die begrafenis, is die bema, die regterstoel van God. En wie wil ek dit noem? Daar's 2 stoele. Die bema, die regterstoel van God, dis die stoel van beoordeling. Luister mooi na my woorde. Daar word ons beoordeel. Kinders van God. En ons ontvang pryskrone vir ons lewens op aarde. Daar word verwys na 'n ander stoel, die ander kroon, die wit troon oordeel aan die einde. Die wit troon is vir ongeredde mense. Daar sal die boeke geopen word, en as jou naam in die boek van die lewe geskryf is nie, sal die gewerk word in die poel van vuur, waar die Satan en sy engele alreeds is. 2 verskillende plekke, né? Maar vir jou en vir my, na hy kom, om voor God se bema te verskyn, om daar te moet kyk na my lewe. Was my lewe hout, hooi en stoppels wat net verbrand, sê die woord? Of was my werke soos goud wat gelouter is, suiwer, tot eer van hom? Dit gee vir ons iets om voor te lewe. Dit daag u en my as kind van God uit. Sê Here, help my. Hierdie jaar dink ek weer aan hemelvaart. Daar's dinge wat ek moet aan dink. Daar's dinge wat ek as gevolg van die hemelvaart in my lewe moet in plek kry. Ek moet besef, ek is nie weesagter gelaat nie. Hy het gegaan en in sy getrouheid is hy besig om vir my voor God die Vader in te tree. En ja, hy het sy gees uitgestort. Sy gees woon as 'n weergebore kind in my hart, om my by te staan, om saam met my te wees, om in staat te stel om te wees, dit wat ek nie kan wees nie. En daar moet dit met my verlange in my hart sit. Om te weet, daar is 'n plek vir my. En is ek gereed? Is ek gereed om te gaan en my Here te ontmoet? Ek dink nou skielik, herinner die Here my daai pragtige halleluja, moet ek gaan met leë hande? Moet ek so my Here ontmoet? Ja, niks te offer aan sy voet. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die kosbare woord. Dankie vir 'n hemelvaart, Here, wat vandag nog net so relatief, vandag nog net so waar, vandag nog net so eg, vandag nog net so deel van ons lewens is, soos die dag toe Efesies daarvoor die disippels opgevaar het. Gee dat dit vir ons 'n realiteit sal wees. Gee dat dit ons sal dring in ons lewens om korrek, om reg, om in die beheer van die Heilige Gees ons lewens so in te rig, soos manne en vroue wat gereed is om met God te ontmoet, besig met die dinge van God, sodat ons lewens deur woord en daad U sal verheerlik. Dankie, Here, dat U besig is om vir my 'n plekkie te berei. Ek sien met verlange uit vir die dag dat U sal kom om ons te kom haal. Maar Here, as U vertoef om te kom, weet ek, U het 'n doel met elkeen van ons se lewens. Gee dat ons vir ons skatte sal bymekaar maak vir die hemel. En nie net skatte bymekaar maak hier op die aarde, daar waar mot en roes verdeel. Ek vra dit in die kosbare naam van ons Here Jesus. Amen. Baie dankie vriende, die Here seën, gaan in sy vrede.